Hallo julle, welkom by nog 'n Afrikaans maklik verstaan les. In hierdie enetjie gaan ons bietjie 'n gedig analiseer. Nou, wat beteken dit om 'n gedig te analiseer? Is ons gaan kyk wat die skrywer van 'n gedig gebruik het om op die ou en sy boodskap wat hy graag aan die einde van daardie gedig wil gee, gedoen het. Goed, ons gaan ook kyk wat se tipe stylfiguur hy gebruik het om op die ou en sy boodskap wat hy graag deur sy gedig wil gee. Want onthou, gedigte word in beeldspraak gepraat. Dit word in 'n prentjievorm gepraat. Hy sê nie direk vir ons luister ek is hartseer of direk vir ons weet jy wat ek is kwaad of direk vir ons fisies wat gebeur het nie. Hulle gebruik beeldspraak. So kom ons kyk nou bietjie lekker deur 'n vergrootglas en ons analiseer hierdie gedig. Ons gaan kyk na die gedig Eetkoring van Louis Eksteen. Baie belangrik ook julle, voor julle enigstens 'n gedig aanpak, is jy moet hom vir jouself hardop lees. Jy moet eers self hoor, wat sê hierdie gedig vir jou? En dan skryf jy dit neer en op die einde as jy hom klaar geanaliseer het, dan gaan jy daai bymekaar sit om op die ou en die regte prentjie te kry. So kom ons lees saam die Eetkoring deur Louis Eksteen. Eetkoring deur Louis Eksteen. Hy kon boom klim, kon hy nie? Hy kon 'n kat hond hare afmaak met hierdie suiwer spring. Die raakboog van grond oor stam op tak, tot by die klou om skurwe dennebom. Ai, hygend. Hy kon boom klim, kon hy nie? Maar, nie net hy kon mik en raak. 'n Seentjie wat hom uittrek, stadig, agteroor, wanneer hy ketty skiet en hom liggies met 'n eikel tussen oë op groen grasies van die gras afmaak. Ai, ai. Hy kon raak skiet, kon hy nie? Een boog van grond oor stam opmik. Hy kon boom klim, kon hy nie? Maar ligter as die ligte boog, 'n akker uit 'n ketty, styf gespan, wat vinniger as die lewe trek. Hy kon raak skiet, kon hy nie? Goed. Julle, so jy kan nou vir jouself, jy moet die gedig ook daar voor jou hê. Kon jy nou vir jouself bietjie notas gemaak het van waaroor die gedig gaan? As jy nie die gedig nou voor jou gehad het terwyl ek hom gelees het nie, kry hom gou-gou self voor jou, print hom dalk gou-gou uit en dan maak jy vir jou gou-gou notas op hom. Jy kan weer gaan luister voor jy nou aanbeweeg met die video en weer hom saam met my lees, sodat jy die boodskap kry en in jou eie woorde kan skryf wat jy op hierdie stadium dink die gedig gaan oor. Daar soos 3 vragies julle wat jy jouself moet afvra om hierdie gedig op die ou end te analiseer. Die eerste enetjie is, waaroor gaan die gedig? So jy vra jouself oor waaroor gaan hierdie gedig? Nou hierdie gedig gaan oor 'n eetkoring wat kon boom klim en 'n seentjie wat ketty skiet. Dan ook vra jy jouself, hoe voel die skrywer? So waaroor hy nou skryf en alles, wat is sy gevoel? Wat is hierdie skrywer se gevoel julle? En ek sal sê hierdie skrywer is bietjie hartseer, hy is nie gelukkig nie, né? So die emosie wat ek kry deur net om te lees, het ek 'n gevoel van hartseer gekry. Dan vra jy jouself die volgende vraag, is hoe is dit verduidelik? Dit wat by waarom was, dit waaroor hy geskryf het, hoe het hy dit verduidelik? Nou, die skrywer het baie beskrywende woorde gebruik om sy gevoel uit te beeld. Saam met dit julle het hy ook leestekens en skryftekens verskillend gebruik en hy het ook gebruik gemaak van stylfigure. So, hierso is my volgende vraag, wat is gebruik om dit te verduidelik? Dit waaroor hy geskryf het julle, dit wat sy gevoel uitgebring het, wat het hy gebruik? Watter stylfigure het hy gebruik? Eerste enetjie is hy het alliterasie gebruik. Nou julle, alliterasie is die herhaling van konsonante. Enjambement het hy ook gebruik, dis reëls loop oor sonder leestekens. So dit beteken die reël gaan loop, hy gaan nie 'n komma hê nie en hy gaan dadelik na die volgende reël toe, hy gaan nie 'n komma hê nie en hy gaan dadelik na die volgende reël toe. So hy hou aan een. Dan het hy assonansie gebruik julle, en assonansie is die herhaling van klinkers in woorde. Alliterasie kan aan die begin van die woord of in die middel van 'n woord gebruik word, maar assonansie is in woorde. Dis nie aan die begin of einde nie, dis binne die woorde. Nou, dan het hy 'n dubbelpunt gebruik in die gedig. Ons sal later, as ons nou die gedig verder gaan analiseer, sal julle dit sien, wat die verduideliking beteken. Na die dubbelpunt daar volg 'n verduideliking. Goed, jou derde vraagie wat jy moet vra is, waarom? Waarom is hierdie wat hy gebruik het
gebruik. Hoekom het hierdie digter dit nou gebruik? Die alliterasie julle, wat die herhaling van konsonante is en assonansie, wat die herhaling van klinkers is, word gebruik om ritme aan die gedig te gee. Dit beteken dit help dat die gedig lekker maklik lees en dat hy nie so eentonig is nie, maar dat mens hom lekker met ritme kan lees en dit amper so iets is, amper soos 'n liedjie wat jy gaan sing, né? Dan na 'n dubbelpunt volg 'n verduideliking van wat vroeër gebeur het. So die dubbelpunt is gebruik om ons nou, vir ons as die leser, nou te kan verduidelik wat het gebeur net voor dit. Net voor daardie dubbelpunt, wat het gebeur? Dit verduidelik nou vir ons mooi sodat ons ook verstaan. Dan 'n enjambement julle verskaf 'n natuurlike vloei aan die gedig. Dit beteken dit gaan om laat vinniger of stadiger. Kom ons sê argumentsonthaalwe as dit water was, dan kan water partykeer stadiger vloei, né? Maar kom ons sê dit is water wat by 'n afgrond gaan, dan gaan die water mos vinnig vloei. En deur daai enjambement julle, gee dit vir ons as leser daardie prentjie van of dit vinnig of stadig is. Goed, saam met die waarom moet jy ook vir my kan sê, waarom voel die skrywer op die ou en soos wat hy voel? Ons het hier gesê dat die skrywer voel bietjie hartseer, hy voel bietjie nie gelukkig nie, né? So jy moet kan sê, so die skrywer voel hartseer want 'n seun in 'n seun se onskuld het hy per ongeluk 'n eetkoring doodgeskiet. Ons gaan nou die gedig analiseer en dan gaan jy kan sien hoekom het hy gevoel soos wat hy voel. So kom julle, kom ons ontleed gou-gou hierdie gedig. Okay julle, kom ons gaan nou en ons gaan nou hierdie eetkoring deur Louis Eksteen bietjie analiseer verder. Ons het hom nou klaar een keer deurgelees, so kom ons kyk nou bietjie na die titel. Die titel julle, jy kan altyd na die titel kyk. Die titel gaan gewoonlik vir jou sê waaroor die gedig gaan. Met meeste kere kan jy na die titel gaan kyk en hy gaan vir jou sê, in hierdie geval sien ons dat die gedig gaan oor 'n eetkoring. Dan hierso julle in reël 1 sien ons die woord hy. Nou hy verwys vir ons na die eetkoring. Hy kon boom klim, kon hy nie? So dis 'n vraag wat die die skrywer vra oor die eetkoring. Dan julle in reël 2 sê hy kon 'n kat hond haar afmaak. Nou wat beteken dit? Hy kon 'n kat hond haar afmaak. Kom ons kyk bietjie wat dit beteken. Nie hond haar afmaak is 'n spreekwoord en dit beteken dat jy kan dit nie regkry nie. So hy kon 'n kat hond haar afmaak. So dit beteken die eetkoring was selfs beter as die kat. Dat die kat kon nie eers so vinnig soos hy boom klim nie. Okay, dis wat daai spreekwoord vir ons hond haar afmaak beteken vir ons, sê vir ons die boodskap dat die eetkoring was vinniger as die kat. Die kat kon nie so vinnig soos hy boom klim nie. Dan in die gedig verder in reël 6 en reël 14 kry ons dieselfde woorde. Hy kon boom klim, kon hy nie. Dit beteken dis 'n herhaling, julle. En die herhaling beklemtoon dit wat hy goed kan doen. So dit beskryf vir ons dat die eetkoring kon vinnig boom klim. Hy kon, dit is iets wat hy goed kon doen. Okay, dit was een van sy sterkpunte en daarom is dit in reël 6 en weer in reël 14 herhaal, want dit beklemtoon dit wat die eetkoring goed kon doen. As ons verder gaan in die gedig, dan sien ons hierso is 'n dubbelpunt. Onthou julle vroeër het ek vir julle gedeel dat hy 'n dubbelpunt gebruik. Hoekom gebruik ons 'n dubbelpunt julle? Na 'n dubbelpunt volg daar 'n verduideliking. So hierso het hy nou met ons gedeel van die eetkoring wat nou so vinnig boom kan klim, hy's op en af, hy's vinnig in die boom, hy's tot vinniger as 'n kat. Maar nou hierso in reël 2 julle, in strofe 2, gaan die skrywer nou met ons deel wat nou verder gebeur het. Hoekom hy so ongelukkig is, né? Hy gaan nou vir ons verduidelik sy hartseer en hoekom hierdie gedig oor die eetkoring gaan. Okay. In reël 10 sien ons ook die woord eikel. Wat beteken eikel? Baie belangrik julle, terwyl jy ook 'n gedig analiseer, moet jy regtig vir jouself gaan en al die woordjies wat vir jou nie sin maak nie, gaan onderstreep en hulle betekenis in 'n woordeboek gaan kry. Want hy gebruik soms, 'n skrywer gebruik woorde, of sy gebruik woorde, wat
net beter die boodskap oordra, maar dit is vir die blote oog partykeer moeilik om hom dadelik te verstaan. Dis nie 'n woord wat elke dag gebruik word nie. Nou eikeljulle beteken akker. En dit is wat hy versamel. So die eekoring versamel akkers. Goed. En hom liggies met 'n eikel tussen oë op groen grasies van die gras afmaak. So wat hy hierso sê is, hy het 'n akker gehad, né? En hy het met die ketty 'n akker geskiet. Dis wat daai dan ook nou met ons deel. Dan lees ons in reël 11, op groen grasies van die gras afmaak. Nou wat op aarde sê hy hier vir ons? Op groen grasies van die gras afmaak. Kom ons lees hom weer van vers of reël 9 af. Stadig agteroor, wanneer hy ketty skiet en hom liggies met 'n eikel tussen oë op groen grasies van die gras afmaak. Wat dink julle sê die skrywer vir ons nou in hierdie? Wat het hier gebeur? Hier weet ons sien 'n ketty. Ons sien dat die akker, wat ons weet nou 'n eikel is, het die eetkoring tussen die oë getref. So wat het toe gebeur? Julle, hy het per ongeluk die eetkoring dood geskiet met die ketty, né? En daardie akker. Okay, en toe het die eekhoring op die gras geval na die ketty skoot. Okay. Ons sien dan weer nog 'n herhaling in reël 12 en reël 18 sê hy kon raak skiet, kon hy nie. Weereens hy kon raak skiet. Van wie word hierso gepraat, julle? Hy kon boomklim, kon hy nie. Jy weet ons was van die eetkoring, né? Maar hy kon raak skiet, kon hy nie. Wie was die een wat geskiet het? Dit was die seentjie, né? En die herhaling beklemtoon weer waarin die seentjie goed was. Die seentjie was goed in ketty skiet. Okay. Dan julle, is daar nog goeders. Ek het met julle gedeel van alliterasie en assonansie. In reël 1 kan ons sien die o word hier herhaal. Hy kon boomklim, kon hy nie. Onthou wat ek vir julle gesê dat alliterasie en assonansie julle is vir die beklemtoning. Ag nie vir die beklemtoning, dis vir die ritme van 'n gedig, né? In hierdie geval weet ons assonansie is die herhaling van klinkers in woorde. Sien julle, dis in woorde. Maar so het ons ook in die gedig die k en dit is die herhaling van konsonante, né? Nou konsonante julle is alliterasie. Alliterasie is die herhaling van konsonante. Assonansie, julle moet die verskil ken, is weer die herhaling van klinkers. So in reël 1 sien ons die herhaling van assonansie en alliterasie. Ons sien weer in reël 3 weer 'n herhaling van alliterasie. En dan sien ons ook weer in reël 7 die herhaling van alliterasie. Julle kan verder deur jou eie gedig gaan en gaan kyk of daar nog alliterasie en assonansie is. En onthou wat ek gesê het, alliterasie en assonansie help met die ritme, die vloei. Meestal die ritme van 'n gedig. Dit help om die gedig lewendig te hou sodat hy gelees wil word. Alright. Goed. In 'n gedig, in hierdie spesifieke gedig, julle het ons ook te doen met enjambement. Nou julle, ek het vir julle gesê enjambement is wanneer een reël oorloop na 'n ander reël sonder dat daar gebruik gemaak word van leestekens aan die einde. As julle hierso sien by reël 2 en reël 3, hy kon 'n kat hond haar af maak met hierdie suiwer spring, die raak. Boog van grond oor stam of tak, op tak tot by die klou omskurwe denneboom. Sien julle reël 2 en reël 3? As ek hom lees, dan klink dit redelik vinnig, né? So die effek van die enjambement dwing 'n mens om vinnig te lees wat jou dan 'n idee gee van hoe vinnig die eetkoring spring. So in hierdie gedig julle gee dit ons die effek dat hierdie eetkoring kan darm maar vinnig boomklim, né? Goed, so die enjambement se funksie in hierdie gedig is dat hy gee vir ons die vloei van die vinnigheid van 'n eetkoring en hoe hy boomklim. Dan julle, het 'n gedig altyd 'n boodskap. Altyd 'n boodskap. So julle moet nou vir jouself gaan skryf die boodskap neer wat jy dink jy uit hierdie gedig uit kon kry. Die boodskap, die hoofboodskap julle, is dat die seentjie
skiet in kinderlike onskuld die eetkoring dood. Dit was 'n ongeluk. Nie eers die eetkoring se vaardigheid kon hom hiervan red nie. So nie eers die eetkoring se vinnig en ratsheid kon hom help om van daardie skit vry te gekom het nie. So daardie daardie akker wat hom getref het, was net te vinnig. Die eetkoring se ratsheid en alles was te stadig. So die boodskap hier was 'n seun se onskuld. Die seentjie was onskuldig. Dit was nie beplan nie, dit was nie bedoel nie en per ongeluk het dit toe nou gebeur dat die eetkoring raak geskiet is en hy op die ou end dood is. So nou kan ons verstaan die hartseer wat daardie seentjie in sy hart gevoel het nadat die eetkoring doodgeskiet is. Ek dink dit was vir hom 'n groot skok, né? So julle, hierdie is dan nou 'n voorbeeld van hoe jy 'n gedig ontleed. Eerste ding wat jy doen is jy gaan lees hom vir jouself hardop deur. Dan vra jy vir jouself waar oor die gedig gaan, hoe word die goed gebruik en waarom word alles gebruik. Alright, jy vra jouself daai 3 vragies. Goed. So julle, hierdie is dan nou die einde van hierdie gedig. Van die analisering van hierdie gedig. Kyk hom weer, maak seker jy verstaan hoe om 'n gedig te analiseer. Vra daai vragies vir jou en dan gaan jy gaan pas hierdie stappe toe om jou eie gedig op die ou end te kan analiseer en op die ou end die volle prentjie te kry van wat die skrywer probeer sê uit 'n gedig. Ek vra dat julle ook asseblief hierdie kanaal my Subliewe Tutoring sal like en ook sal subscribe sodat jy gereeld die nuwe video's sal kry. Julle moet sommer 'n awesome dag hê. Sien julle in die volgende video. Totsiens.